Hi graad 12s, ek gaan saam met julle deur die wiskunde toets werk wat die Vrystaat provinsie geskryf het. Die leerders in die Vrystaat provinsie vir Maart 2025, die vraestel het uit 100 punte getel en hulle het natuurlik dan nou 2 ure gehad om die vraestel te skryf. Ons weet 'n mens het 1 uur vir 50 punte. So ja, dit is nou maar net julle moet maar baie mooi dop hou met julle punte en die tydsduur. Ja, ek gaan nou vir julle so 'n bietjie eksamen tegniek gee oor hoe om seker te maak dat 'n mens maksimum punte kry wanneer ons deur die instruksies lees. OK, kom ons beweeg af na ons instruksies toe. OK, goed. So, instruksies en inligting. Hulle sê lees die volgende instruksies aandagtig deur voordat jy die vrae beantwoord. Nommer 1, hierdie vraestel bestaan uit 5 vrae. Oukies, dit word genoem om seker te maak dat 'n mens nie enige vrae uitlos nie. So jy moet seker maak dat jy 5 vrae beantwoord het. En as daar nie 5 vrae is nie, dan moet jy net seker maak dat daar aandag gegee word en dat daar dalk 'n foutjie gemaak is met jou spesifieke vraestel. So let net mooi op. Check altyd in matriek behoort die eksaminator saam met die vraestel te gaan en daar tel 'n mens gewoonlik op of daar of al die vrae wel in jou vraestel uitgedruk is. OK, nommer 2, beantwoord al die vrae. Julle, dis nogals belangrik. Kom ons sê net so, dis hoekom hulle dit vir ons noem en dan beantwoord al die vrae. OK. Oukies, probeer dit. Ek weet daar is somme wat ons eintlik maar 80% boontoe tipe sommetjies noem, maar probeer dit maar. Die raad wat ek hier vir julle kan gee is gaan deur die vraestel, bly by die nomering van die vraestel. Moenie eers vraag 5 doen en dan vraag 2. Bly by vraag 1 en gaan dan aan tot aan die einde van die vraestel, in die geval tot by vraag 5. En as daar 'n som kom waarmee jy sukkel, dan kyk hoeveel hy tel en los 'n sekere aantal lyntjies oop sodat jy soveel aantal punte kan beantwoord en dan beweeg jy net aan met die vraestel. Alraight, so en dan wanneer jy weer tyd het, wanneer jy deur al die somme is wat vir jou lekker is, wat vir jou maklik is, wat vir jou doenbaar is in die vraestel, dan kan jy lekker rustig sit en dan kan jy al die gapings mooi toemaak en mooi dink. Alraight, so oukies, dit is nogals 'n goeie eksamen tegniek om seker te maak dat jy ten minste jou 50% of jou 30% of wat ook al jou mikpunt is, jou minimum om seker te maak dat jy deurkom. Doen dit so. As wat 'n mens vashak by 'n som en 'n mens mors tyd en dan kom 'n mens nie eers by die maklike somme uit nie. Alraight, dan nommer 3, toon duidelik alle berekeninge. Julle, daai is nogals baie belangrik. Okay, toon al julle stappe. Ja, want ons weet ons gebruik baie gevorderde sakrekenaars en ja, ons kan optel as ons vir julle spesifiek sê om nie een te gebruik nie. Sien julle hierso? OK. Wanneer ons vir jou sê om nie een te gebruik nie, ons kan optel as jy sekere stappe nie wys nie dat jy 'n sakrekenaar gebruik het. OK. Dan nommer 5, indien nodig, moet antwoorde tot 2 desimale plekke afgerond word. Oukies, dis baie belangrik. Asseblief doen dit. Lees spesifiek hierdie een veral, want as jy konstant nie tot 2 desimale plekke afrond nie, dan word jy later gepenaliseer as dit konstant gebeur. OK, dan kan daar dalk 'n punt of 2 in totaal afgetrek word. Alraight. Dan nommer 6, 'n inligtingsblad met formules is aan die einde van die vraestel ingesluit. Oukies, dit is mos nou ons formuleblad. Ek sal vir julle wys hoe om daarmee te werk. En dan nommer 7, diagramme is nie noodwendig volgens skaal geteken nie, oukies. Dit is baie belangrik wat julle moet besef. Dit gaan altyd so wees. Jy kan nie net na 'n diagram kyk veral in sirkelmeetkunde nie of Euklidiese meetkunde en dan as dit soos as daai driehoek soos daai driehoek lyk en dan neem jy aan dit is kongruent of wat ook al. Oukies, dit is nie hoe dit werk nie. Okay, ons moet dinge bewys. Tensy hulle nie vir ons uitdruklik wys deur die sye te merk van 'n driehoek of wat ook al dat hulle dieselfde lengtes is of so nie, kan ons dit nie aanneem net omdat dit so lyk nie. Alraight, okay, so dit is regtig baie belangrik. Okay. Nommer 8, skryf netjies en leesbaar. Asseblief probeer julle beste daarvoor. Dit gaan jou help in die eindeksamen as jou skrif leesbaar is.
En dan nommer 9 volpunte sal nie noodwendig toegeken word nie indien slegs die antwoord gegee word nie. Ek het dit klaar vir julle gesê, jy moet al jou berekeninge wys, veral in daai somme wat vir jou sê sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Okay, kom ons gaan na die actual vraestel toe. Okay, ons het al ons inligting en dan kan ons nou hierdie video of hierdie verduideliking gaan slegs vraag 1 wees van die Maart 2025 vraestel. Oudjies, ons weet dis ons algebra vraag gewoonlik in graad 12. Van nou af gaan julle sien van jou Junie eksamen, jou rekord eksamen en jou finale eksamen, gaan in vraestel 1 gaan jou vraag 1, dit kan selfs vraag 1 en 2 wees, gaan jou algebra en jou eksponente en so aan wees. Okay, so hierdie is jou algebra vraag gewees, vraag 1 vir Maart 2025. Okay, kom ons val gou weg julle. Okay, goed, ek dink kom ons lees dit gou saam na die vragies hierso. Vraag 1. Okay, 1.1 sê vir ons los op vir x. Ek moet vandag vir julle wys. Ek het dit nou opgebreek sodat ons plek het vir elke som. Maar los op vir x, oudjies, is die vraag. Okay. So ons gaan moet vir x oplos. So 1.1.1, ons gaan vir x moet oplos hierso vir 2 punte. 1.1.2, ons gaan vir x hier moet oplos vir 3 punte. En 1.1.3 gaan ons ook vir x moet oplos vir 3 punte, 1.1.4 en 1.1.5 gaan ons vir x moet oplos. So weet net, die vraag van 1.1.1 tot en met 1.1.5 is los op vir x. Okay. Goed, dit is baie belangrik, ouetjies. 'n Mens moet baie mooi lees wat die instruksie is. Alright, maar ons almal weet nou al, julle los nou al vir x op van graad 6 af, dink ek. So kom ons val gou weg. So kom ons kyk gou na 1.1.1. Goed, nou hierso is dit x kwadraat minus 9 in die eerste hakie maal in die tweede hakie x plus, ekskuus, 1 plus 2x in die tweede hakie gelyk aan 0. Oukies, nou ek het al baie gesien in toetse. Nou julle moet nou mooi luister. Vir van julle weet nou al, as jy een term het wat gelyk is aan 0. Met ander woorde, hierdie is mos hakkie maal hakkie. So wanneer ons goed met mekaar maal, twee hakkies met mekaar maal, dan is dit een term. As dit klaar gelyk gestel is aan 0, oukies, ek het al baie in toetse gesien, julle maal die hakies uit en dan werk julle in sirkels en dan factory en dan julle maak liewe vir julleself verskriklik moeilik en onnodig. Oukies, dit tel net 2 punte. So weet net, as dit klaar hakkie maal hakkie gelyk aan 0 is, dan is dit klaar vir jou gefaktoriseer en gelykgestel aan 0. So dan kan jy letterlik net sê hierdie hakie gelyk aan 0 los op vir x en dan daarna hierdie hakie gelyk aan 0 en dan los op vir x. Okay. Ekskuus, ek wou net tyd daaraan spandeer het want van julle doen hierdie regtig verkeerd. En dit is baie maklike punte. So ouetjies, hoe werk hierdie? Jy gaan hierdie eerste hakie gelykstel aan 0 en dan gaan jy jou tweede hakie gelykstel aan 0. So dis tegnies ouetjies, jy gaan sê dit is x kwadraat minus 9 is gelyk aan 0. Okay. Of jy kan gaan sê natuurlik jy gaan jou of tekentjie gebruik en dan gaan jy sê 1 plus 2x is gelyk aan 0. Ouetjies, so jy stel jou eerste hakie gelyk aan 0 en dan stel jy jou jy stel jou tweede hakie gelyk aan 0 en dit gaan vir jou aparte x-waardes gee. Alright, nou hierso sit ons met verskil van kwadrate. Ouetjies, daar is 'n minus, so dit is verskil en kwadrate, x kwadraat en 9 is ook 'n volkome vierkantsgetal. 3 maal 3 gee vir my 9. So hier sit ons met die verskil van kwadrate. Ouetjies, hierdie faktorisering doen julle al van graad 8 of 9. So hiermee moet 'n mens nie sukkel nie. Alright, so 'n mens het basies twee opsies hierso julle. Jy kan so maak, jy kan sê okay, goed. Om vir x alleen te kry, gaan ek skryf x kwadraat en dan gaan ek daai 9 oorvat. Okay. So dan vat jy jou 9 oor, dan word hy natuurlik positief. Okay, en dan nou om vir x alleen te kry, moet ons die vierkantswortel, want 'n vierkantswortel kanselleer natuurlik 'n kwadraat uit. Okay, omdat ons die mag deur 2 deel. So dan gaan ons sê, okay, goed, vierkantswortel daar en dan sê ons ook vierkantswortel daar
en dan kanselleer die wortel en die kwadraat uit, dan sit ons met ons x alleen, en natuurlik, oudjies, die antwoord van 'n vierkantswortel, onthou net jou plus minus teken, en dit gaan dan plus minus 3 wees. So daai is een opsie wat jy kan gebruik om jou waardes vir x te kry. OK. X is gelyk aan plus minus 3. Oudjies, die ander opsie wat ons het is om in hierdie tweede stapie hierso is om te gaan sê, okay, hierdie is die verskil van kwadrate. Hoe faktoriseer ek verskil van kwadrate? Ek sê mos hakkie maal met hakkie. Okay. En dan sê ek x maal x gee vir my daai x kwadraat. En natuurlik altyd eers jou plus en dan jou minus en dan 3 maal 3. Okay, gee vir my 9. Alright. So dan kan ek nou hierdie hakies ook, dan weet ons die antwoorde gaan wees x is gelyk aan negatief 3 of x is gelyk aan positief 3. Sien julle dit? Okay, ouetjie, so daai is jou twee opsies. Jy kan dit so gaan doen, okay, met die vierkantswortel, die 9 eers oorvat en dan die vierkantswortel toepas en dan moet jy net onthou om jou plus en minus te skryf. Maar om seker te maak jy vergeet nie jou plus en minus nie, is hierdie dalk 'n veiliger opsie om jou verskil van kwadrate reëls te gaan toepas, hakie maal hakie, plus in die eerste hakie minus in die tweede een, en dan so jou 2x waardes te kry. Dan gaan jy altyd onthou, dis dan 'n minus en 'n plus 3. Oukies, maar die opsie is julle sin in die toets. Julle kan enigeen van die twee gebruik. So, die x waardes vir hierdie eerste hakie van x kwadraat minus 9 is x is gelyk aan plus minus 3. Nou kom ons by die tweede hakie wat ons dan ook gelyk gestel het aan 0 en hierso oukies gaan ons 2x net so los. Ons gaan hom los aan die linkerkant. En dan gaan ons daai 1 oorvat en dan gaan natuurlik hy's positief aan die linkerkant. As ons hom oorvat, gaan hy natuurlik negatief word en dan om vir x alleen te kry, gaan ons moet deel deur 2 aan weerskante. En dan kan julle sien dat daai 2's gaan uitkanselleer en dan sit ons met x is gelyk aan negatief 'n half. OK. So ouetjies, kan julle sien dat dit is my antwoord vir daardie twee punte of my antwoorde vir daai twee punte. X is gelyk aan plus minus 3 of x is gelyk aan minus 'n half. OK. So daai is net baie belangrik om te onthou. Wanneer twee hakies al reeds gelyk gestel is aan 0, moet hulle asseblief nie gaan uitmaal nie. Stel hulle dadelik gelyk aan 0 en los op vir x. OK, goed, dan beweeg ons aan na 1.1.2 toe. OK. Nou 1.1.2 is x kwadraat, is 'n kwadratiese 3 term wat hier vir ons gegee word. OK, julle nou, mense moet 'n mense faktorisering beginsels so goed ken dat wanneer jy 'n kwadratiese 3 term sien, dan weet jy moet dadelik sê hakkie maal hakkie gelyk aan 0 en so kan 'n mens vir x oplos, right? Maar hierso sê hulle vir ons in hakies, oukies, hierdie as 'n mens hierdie hakies sien korrek tot 2 desimale plekke, dan weet ons julle almal glimlag baie breed in die toets want dit beteken die kwadratiese formule, right? Die formule wat ons nou uit ons koppe uitken en dit is vrek maklik. Dit is basies net substitusie en dan kry jy 3 punte. En hierdie gaan jy amper altyd sien, julle, in al jou vraestelle. So julle moet hierso baie mooi oplet. Dis baie maklik, maar dis baie maklik om 'n fout ook te maak en ek gaan nou vir julle wys hoe om seker te maak dat julle of nou nie seker te maak nie, maar om die kans te verminder om nie 'n fout hier te maak nie. OK, goed. Nou, soos ek julle gesê het, hierdie is 'n kwadratiese 3 term, x kwadraat plus x minus 13 is gelyk aan 0. So dis 'n kwadratiese 3 term gelyk aan 0, maar hulle sê vir jou jy moet dit gaan afrond korrek tot 2 desimale plekke. Oukies, nou jy gaan nie self kan gaan faktoriseer en sê hakkie maal hakkie met desimales werk nie. Jou brein is nie 'n sakrekenaar nie. So dis hoe jy weet, oukies, wanneer dit vir jou gesê word, wanneer daar aan hakies staan, korrek tot 2 desimale plekke, dan weet jy moet jou kwadratiese formule gaan gebruik. OK. So jy moet dan jou kwadratiese formule gaan gebruik.
Goed. Ekskuus julle, ek weet nou vir van julle is hierdie baie logies en maklik, maar vir van julle is dit ook nodig om hierdie te sien. So dan gebruik jy jou kwadratiese formule. Oukies, en hoe lyk jou kwadratiese formule? Hy gaan natuurlik op jou formuleblad wees. So dit is ek sal voorstel wanneer jy 'n vraag begin en jy sien, okay, dis algebra en die volgende vraag is getalpatrone en so aan, dat julle voordat julle die vraag begin dat julle al die algebra formules gaan highlight en al die as julle met getalpatrone begin gaan highlight gou al die getalpatrone formules sodat dit als in jou kop is sodat al die opsies beskikbaar is. Ek noem dit tools in jou toolbox dat jy basies enige tool kan gryp wat jou kan help om 'n som op te los en so, om vinnig deur jou formuleblad te gaan en te highlight wat jou formules is vir die spesifieke vraag, gaan jou verskriklik baie help. Nou, jou kwadratiese formule is 'n formule wat jy definitief gaan highlight vir jou algebra vraag, maar ons behoort om te ken. So kom ons skryf gou-gou die formule saam neer. Dit is natuurlik dat x is gelyk aan. Okay, ons weet daar is 'n breek betrokke, so jy skryf jou breeklyn bo die breek jou teller natuurlik is minus b. Ok, dan sit plus minus. Ok, dan maak jy jou vierkantswortel plus minus die vierkantswortel van b kwadraat. Ok, minus 4ac. Ok, dis wat jou teller is in jou kwadratiese formule en jou noemer is heel eenvoudig. Dis net ons deel net deur 2a. Ok, julle, so dit is my kwadratiese formule. Baie belangrik, ken hom uit jou kop uit, spaar so 'n bietjie tyd en pas hom toe. Dis van hier af verskriklik maklik, oudjies. So kan julle sien hierdie A, B en C wat hier in die formule gebruik word. Dis natuurlik die koëffisiënte van x kwadraat van x en dan jou konstante. So jou koëffisiënt van x kwadraat noem ons A. Jou koëffisiënt van x is B en jou konstante is dan die C. Alright, so dit is hoe ons in hierdie formule substitute the basis. Alright. So oukies, kom ons kyk gou-gou. Kom ons doen dit gou-gou saam. X is gelyk aan minus en dan oukies, ek sal aanraai dat 'n mens altyd dit in hakies gaan vervang. So enigiets wat 'n mens vervang, doen dit asseblief in hakies. Okay, so jy gaan nou B se waarde vervang en as 'n mens kyk hierso, wat is die koëffisiënt? Oukies, koëffisiënt beteken wat staan voor? Wat staan voor die x? Onthou ons soek nou B, so die koëffisiënt van x. Wat staan voor die x en wat voor die x staan is dan nou eintlik 'n 1. Okay, so B se waarde is 'n 1, so jy gaan in B se plek gaan jy 'n 1 gaan insit. Okay. En dan plus minus en dan maak jy jou vierkantswortel. Okay, en dan gaan jy nou weer eens in B se plek 'n 1 insit, so dis 1 kwadraat. Dan skryf jy jou minus 4 en dan in A se plek, oukies, hierso is A. Ek het vir julle gesê A, die waarde van A is die koëffisiënt van x kwadraat. Dit beteken wat staan voor x kwadraat. En dit is dan nou 1. Okay, natuurlik, as daar nie 'n spesifieke getal staan nie, dan beteken dit 1x kwadraat. So die waarde van A is ook dan nou 1. Okay, en dan laastens die waarde van C. Nou kies die waarde van C is jou konstante. Okay, so jou konstante waarde is dan minus 13. Oukies, nou 'n groot fout wat jy maak. Okay, nou hier's waar die eerste probleem eintlik inkom wat ek beleef. Okay. Julle skryf net 13 hierin. Julle maak so. Julle skryf net 13 en nie minus 13 nie. Okay. So oukies, dit is waar julle onnodig punte hier verloor. Okay, so asseblief onthou vir my, jy moet met hulle almal moet jy hulle tekens byvat. Okay. So as hierdie 'n minus x was hier in die middel, dan moes jy 'n minus 1 gaan instel het in B se plek. Verstaan julle dit? Okay, so dit is minus 13. Dis nie net 13 nie, dis minus 13 wat jy moet gaan instel. Okay, minus 13. So daar is uit my ondervinding daarso is die eerste fout wat gemaak word gewoonlik. Is onthou om die teken saam met jou
getal te vat. Okay, goed. En dan skryf jy trek gou jou breeklyn en dan 2 maal met A. Ons weet die waarde van A is 1. Okay. Oukies, eksamentechniek doen hierdie stap. Veral julle oukies wat hyper slim is, gaan doen nog steeds hierdie stap, oukies, want daar word 'n punt gegee op die memo vir substitusie, vir hulle wil sien dat jy hierdie waardes in die korrekte formule ingesit het. Okay, so hier word 'n punt voor gegee. Alright, goed, dan beweeg ons nou aan na die volgende stap toe, oukies. Nou kan 'n mens maar so 'n bietjie gaan om hierdie ding, die doel van die volgende stap is om die ding te gaan kleiner skryf. Want 'n mens wil nie al hierdie goed die hele tyd op jou sakrekenaar intik om jou X-waardes te kry nie, want jy gaan dalk iets verkeerd intik. So, jy weet nou die antwoord van hierdie -1, dit is 'n -1, jy hoef nie te gaan hakies maak op jou sakrekenaar nie, dit gaan wees plus minus, okay, goed. Oukies, dan gaan tik jy in op jou sakrekenaar. Jy gaan tik fisies in, 1 kwadraat minus 4 maal met 1 maal met minus 13. Ons soek een getal onder die vierkantswortel wanneer ons by hierdie stap hierso kom. Okay, ons soek net een getal, ons soek nie al daai hakies en daai kwadrate, so jy gaan tik in jou sakrekenaar in, 1 hakkie 1 kwadraat minus 4 hakkie 1 hakkie minus 13. Okay, kry die antwoord en jy gaan sien as jy dit als intik, gaan jy 'n antwoord van 53 kry. En dan gaan skryf jy dit onder jou vierkantswortel. Kan jy sien, dit gaan soveel makliker wees. Kans om 'n fout te maak om -1 plus wortel 53 in te tik is baie minder as om dit 2 keer te gaan intik en 'n antwoord te kry. En dan weet ons in ons noemer 2 maal 1 gee vir my 2. Okay, so nou kan julle sien, dit is wat jy dan gebruik om jou 2 X-waardes te gaan kry. So dan gaan jy vir my sê, okay, goed, ek weet ek gaan 2 X-waardes kry. Julle, wanneer jy met 'n kwadratiese formule werk, soos 'n kwadratiese 3 term, dan gaan jy 2 X-waardes kry. Okay, so wanneer jy die formule kry of gebruik, gaan jy altyd 2 X-waardes kry. So jy gaan sê X is gelyk aan en dan gaan jy sê of X is gelyk aan. Alright, dan gaan tik jy in jou sakrekenaar -1, dan gebruik jy eers die plus, so -1 plus die vierkantswortel van 53, okay, en dan deel jy dit deur 2, en dan kry jy jou antwoord, okay, goed, is 3,14 en dan wanneer jy gaan intik -1 minus die vierkantswortel van 53 oor 2, dan gaan jy kry -4,14. Okay, so oukies, dit is hoe die kwadratiese formule werk. Ek het dit baie stadig verduidelik, nie omdat dit moeilik is nie, maar omdat jy simpel foute hierso maak en dit kan 'n mens jou onderskeiding kos op die einde van die dag, of jou deurkom kos of jou mikpunt kos. Alright, so onthou om jou tekens te onthou wanneer jy vervang. Onthou om wanneer jy vir die eerste keer vervang om dit in hakies te vervang. En dan jou tweede stap moet wees, moet letterlik onder die vierkantswortel net een getal wees, sodat jy nie foute maak wanneer jy jou X-waardes gaan uitwerk nie. Okay, julle, dit was 'n lekker maklike 3 punte gewees. En ek het dit lekker stadig verduidelik, so asseblief maak seker julle gooi nie hierso punte weg nie. Okay, goed, nou beweeg ons aan na die volgende vraag toe, wat vraag 1.1.3 is. Okay, nou kom ons kyk gou-gou saam na hom. Oukies, nou ek sou sê, vraag 1.1.1 en 1.1.2 was regtig nie moeilike vrae gewees nie. Okay, so ek sou ek moet dit eintlik vir julle toepas. Nou ek sê gewoonlik 'n vraag is of 'n groen vraag of 'n geel vraag of 'n pink vraag. Okay, nou wanneer iets 'n groen vraag is, dan beteken dit jy moet hom reg kry. Okay, so met ander woorde, kom ons pas dit gou-gou toe. Hierdie 1.1.1 is definitief 'n groen vraag, julle. So met ander woorde, kan julle sien, ek gaan 'n groen highlighter gebruik, dan wys ek vir julle daar. Hierdie 2 punte moet jy, en jy moet hom 100% reg kry. Jy kan nie hier punte verloor nie. Dit is 'n baie maklike vraag. Dit is vir julle gegee om punte op te maak. Nou 1.1.2 oukies, in hierdie formaat is ook 'n groen vraag. Jy moet
hierdie 5 punte in jou sak het teen hierdie tyd in die vraestel. Alright, so maak seker dat as jy foute maak met die tipe somme, dat jy dit baie vinnig regmaak want dit is groen vrae. Dis jou maklikste vraag wat jy kan kry in jou vraestel. En nou wanneer ons nou gaan na 1.1.3 toe, hy is nie 'n groen vraag nie. Ek sal hom nie pink is waar ek hom ag is 'n bietjie moeilik. Ek sal hom definitief 'n geel vraag maak. Oukies, die geel vra in my opinie is dat jy nie 0 vir hom kry nie, maar dat jy 1, 2 of 3 uit 3 vir hom moet kry. Okay. Goed. So as jy 0 uit 3 kry, dan ken jy nie jou eksponente beginsels nie. Verstaan julle wat ek vir julle sê? Alright, so kom ons werk net gou-gou saam aan hierdie vraag hierso. Okay, goed. Nou oukies, ons kan duidelik sien hierdie is losop vir x met eksponente. sien julle? Daar is ons x, ons onbekende is 'n mag. Kan julle dit sien? 3 tot die mag x, 3 tot die mag x. Okay, nou, julle was nou al geleer in die eerste kwartaal om te kyk vir kwadratiese 3 terme. Okay, selfs met eksponente. Alright. Nou hierso bestaan nie 'n kwadraat of hierdie kan nie herrangskik word aan 'n kwadratiese 3 term gelyk aan 0 nie, ouetjies, want kyk net gou-gou vir my na julle tot die mag x. Dit is net 'n tot die mag x en daai is net 'n tot die mag x. Okay. So ouetjies, wanneer dit byvoorbeeld 'n 3 tot die mag 2x is, nê, nee, dan werk ons met 'n kwadratiese 3 term, want dan is daar 'n kwadraat. Of potensiaal vir 'n kwadratiese 3 term. Okay, dit gaan nie noodwendig altyd so wees nie. Maar ons was mos geleer as jy dit sien, dan gaan skryf jy hom as 3 tot die mag x, okay? En dan kwadraat. Dan kan jy mos nou sien dit is iets gekwadreer en dan kan jy hom moontlik gaan herskryf as 'n kwadratiese 3 term. sien julle dit? Maar hier werk ons nie met 'n 3 tot die mag 2x nie. So hierdie dit gaan nie werk om hom as 'n kwadratiese 3 term te gaan skryf nie. Hulle het dit mekaar hierso gemaak deur hierdie middelterm te laat lyk asof dit 'n middelterm van 'n kwadratiese 3 term kan wees. Okay. So ouetjies, hulle wou julle hierso gevang het, maar kyk asseblief, kwadratiese 3 term, daar moet 'n kwadraat wees vir hom om 'n kwadratiese 3 term te wees. So dit is nie die geval hier nie. So hierdie is nie 'n kwadratiese 3 term nie, ouetjies. Alright. So dan moet jy nou aan iets anders te gaan dink, ouetjies, en kan ek gou vir julle sê, nee, julle moet in faktorisering, as dit nie 'n kwadratiese 3 term is nie, gaan dink vir my altyd aan faktorisering asseblief. Alright. So faktorisering is byvoorbeeld, kan julle sien, daar's 'n 3 tot die mag x en daar's 'n 3 tot die mag x. Okay? So as ons hierdie minus 3 tot die mag x kan oorvat na die linkerkant van die vergelyking, dan gaan ons 3 tot die mag x gemeenskaplik kan uithaal aan die linkerkant van die vergelyking. Alright. En dan gaan ons definitief verder kan kom in die som. Alright, goed. Nou kom ons doen dit. So ons plan is, ons het nou gesien, daar is nie 'n 3 tot die mag 2x wat ek kan herskryf om te wys dat dit 'n kwadraat is nie. So nou is my volgende plan om hierdie ouetjie oor te vat. So ek gaan skryf 2 tot die mag 3x. Okay, hy bly daar. Dan gaan ek die ouetjie oorvat. Okay, soontoe sodat hy by sy ander 3 tot die mag x gaan staan. So die minus gaan dan in 'n plus verander, 3 tot die mag x. Okay, goed. En dan los ons die 81 hierso julle. Okay, ons wou net die 3 tot die mag x by mekaar gekry het, sodat ek hulle hier gemeenskaplik kan uithaal. Okay, so aan die linkerkant van die vergelyking sit ons met twee termes, alright, so met ander woorde, ons kan uit hierdie term, uit die eerste term, 2 maal 3 tot die mag x, plus 3 tot die mag x, ons kan uit hierdie twee terme 3 tot die mag x gemeenskaplik uithaal. So, kom ons haal 3 tot die mag x gemeenskaplik uit. Oukies, ons weet, wanneer ons gemeenskaplik uithaal, of wanneer ons faktoriseer, maak ons twee of meer termes een term. Dis wat faktorisering doen. So, direk nadat jy hierdie 3 tot die mag x daar en daar gemeenskaplik uitgehaal het, moet jy altyd 'n hakkie gaan maak, julle. Okay, so dan vra jy vir jouself, wat bly oor in die eerste term
as ek gedeel het deur 3 tot die mag x, as ek daai 3 tot die mag x basies weggevat het. So wat bly oor in die eerste term? 2 maal met 1, maar dan gaan 'n 1 oorbly as ek hom gemeenskaplik uithaal, as ek deel deur 3 tot die mag x. So 2 maal 1, daar gaan net 2 oorbly in daardie eerste term, en onthou net om daai plus teken dan ook te skryf, so jy skryf jou plus, oudjies, en dan hierso is waarmee baie van julle sukkel. OK, so julle moet dit net sien as deel. Gemeenskaplik uithaal is jy deel basies waarmee jy gemeenskaplik uithaal. So 3 tot die mag x, kom ons kyk dit gou-gou so, 3 tot die mag x, nê, gedeel deur die 3 tot die mag x wat jy gemeenskaplik uitgehaal het. En hulle sien ons deel die ouetjie deur homself. En enige iets deel homself se antwoord is altyd 1. OK. Ouetjie, so moenie dink daar bly niks oor nie. Dit gedeel deur homself gaan vir jou 1 gee. En dan maak jy jou hakkie toe. OK. Goed, en dan sê jy is gelyk aan jou 81 aan jou regterkant. Kan julle sien, daar's nou al klaar potensiaal, dit lyk nou al klaar heel wat makliker. Alright. So ons kan hierso gaan sê 2 plus 1 gee vir ons 3. Oukies, dit ons gaan skryf hom maar reg. 3 maal 3 tot die mag x, né? Want 2 plus 1 gee vir jou 3 en omdat hy in hakkies is, maal ons hom met 3 tot die mag x. So jy gaan skryf hom as 3 maal 3 tot die mag x is gelyk aan 81. Oukies, onthou, ons wil vir x kry. Okay? En onthou net gou vir my mooi, nog 'n beginsel. Oukies, hier is verskriklik baie beginsels in eksponente. As jou mag 'n onbekende is en jy wil daai onbekende se waarde kry, dan wil jy die mag van x met sy grondtal éventueel alleen kry. Alright. So daarom gaan ons moet deel deur 3 aan weerskante om vir 3 tot die mag x alleen te kry. So jy deel deur 3 aan weerskante. Goed, so wat gebeur dan? Is daai 3 en daai 3 kanselleer uit. So waarmee sit jy dan? Aan jou linkerkant sit jy net met daardie 3 tot die mag x. OK, en dan aan jou regterkant gaan jy natuurlik baie vinnig in jou sakrekenaar intik, wat is 81 gedeel deur 3, en dan gaan jy 'n lekker maklike antwoord kry van 27. OK, oukies, en nou weet ons al van graad 8, van graad 8 af om hierdie goedjies op te los. Hoe werk dit, oukies, wanneer ek x moet oplos en x is 'n eksponent of 'n mag? So wat 'n mens dan doen is jy kry jou grondtalle aan weerskante dieselfde. So jy sê eers 3 tot die mag x en dan ons weet 27 kan ons gaan herskryf met 'n grondtal van 3 as 3 tot die mag 3. OK. En dan weet ons wanneer ons grondtalle aan weerskante van die is gelyk aan teken dieselfde is, dan kan hulle wegval en dan kan ek my magte gelykstel aan mekaar. So my finale antwoord is x is gelyk aan 3. Alright, julle, so ek hoop hierdie het julle gehelp om mooi te sien. Hulle wou julle vang hierso met 'n kwadratiese 3 term, maar ja, as dit nie so is nie, dan probeer jy vir my gelyksoortige of ja, gelyksoortige terme met mekaar te kry aan die een kant van die vergelyking sodat jy gemeenskaplik kan uithaal en dan behoort dit jou probleem op te los. OK, goed, dan beweeg ons aan na 1.1.4 toe. OK, 1.1.4, en nou hierso moet julle ook vir my mooi luister. Hier is ook 'n baie klein dingetjie. Nou hierdie is eintlik, ek sal hom definitief ek wil hom eintlik groen maak julle, maar hier was 'n klein vangplek gewees. So ek gaan hom geel maak net omdat die vangplek dalk kon beteken dat julle nie volpunte vir die ouetjie kan kry nie of sou kry nie. Maar kom ons kyk net gou-gou hierso. Ouetjies, baie mooi oplet hierso. OK, goed. So kyk gou-gou vir my. Hierso is 2 hakies wat hierdie is 'n ongelykheid. OK. So dis 2 hakies groter as 0. Alright. Dis wat hulle hierso vir ons sê en ons weet die vraag is nog steeds los op vir x. Maar julle moet vir my mooi kyk hierso. Nou ouetjies, wat kan julle sien, hierdie x plus 1 is presies hoe hy moet wees, veranderlike en konstante. In jou tweede hakie is dit eers jou konstante en dan jou veranderlike. OK, en die probleem hierso is dat daar 'n minus is. Ek wil net vir julle hierso wys waar die probleem is. Hierso is die probleem, julle. Hierdie is wat julle sou gevang het in die toets. Alright.
So wat 'n mens wil hê is 'n mens wil hom in hierdie formaat hê van die eerste hakie. Jy wil hom hê as eerste jou veranderlike plus 'n getal, plus of minus 'n getal. Okay, maar hierso is dit andersom. Oukies, as dit 'n plus was, right? As dit 4 plus x was, dan het jy net eenvoudig die x en die 4 omgeruil of jy hoef dit was nie eens nodig nie. Jy kon jy kon jou dadelik jou kritieke waardes gekry het en jy kon dit aan 0 gelyk stel en dan kon jy jou antwoord gekry het, jou oplossing gekry het vir jou ongelykheid, okay? Maar wanneer dit nie in jou x plus of minus nie in jou x minus 'n getal is nie, wanneer dit omgedraai is, dan moet jy nou die volgende vir my gaan doen. Alright, so jy los vir my jou eerste hakie as x plus 1. Wat jy dan doen, julle, ek gaan nou maar die langer manier gebruik. Ons weet nou al, wanneer jy hierdie twee gaan omruil, omdat daar 'n minus is, so jy wil hom hê jy wil hom so hê, as x minus 4. Stem julle almal saam met my? So jy wil basies net die teken verander. Jy wil die x van negatief x na positief x toe vat. Okay, jy wil die x van negatief x af na positief x toe vat en dan gaan jy jou teken van jou 4 ook moet verander van positief na negatief toe. Okay, maar ons het ons tekens hierso verander. So wanneer ons dit omdraai, oudjies, dan moet jy jou ongelykheid ook gaan omdraai. So hy was groter as, maar omdat jy hierso tekens verander het, jy het basies gedeel gemaal of gedeel deur 'n negatief om hierdie tekens te kan verander, gaan jy jou ongelykheid moet omdraai. So hy gaan nie meer groter as 0 wees nie, hy gaan nou kleiner as 0 wees. So daai was jou vangplek gewees. So jy wil dit in sy standaardvorm hê, omdat daar 'n minus tussenin is, gaan dit jou tekens moet verander en wanneer jou tekens verander, gaan jou ongelykheid ook verander. Okay, so daai is maar basies en van hier af, as jy dit raak gesien het, is dit van hier af verskriklik maklik. Okay, so nou kan ons normaal aangaan. So ons gaan nou hierso skryf. Oukies, jy kan skryf 0 punte. Ek weet party onnies leer die julle om te skryf 0 punte of jy kan gaan skryf kritieke waardes. Kom ons skryf maar kritieke waardes. Oukies, en hierdie is baie belangrik, hoor. Jy moet skryf kritieke waardes wanneer jy jou x-waardes gaan kry. So dan gaan jy basies net, as jy hierdie opskrifie hier geskryf het, 0 punte of kritieke waardes geskryf het en dit onderstreep het, dan kan jy jou eerste hakie gelykstel aan 0 en jou tweede hakie gelykstel aan 0. Nou wanneer jy dit doen, dan gaan jy natuurlik kry dat x gelyk is aan minus 1 wanneer jy x plus 1 gelykstel aan 0 en in die ander hakie gaan jy kry dat x gelyk is aan positief 4. Okay, oukies, jy moet dit onder hierdie opskrif skryf, want jy kan nie net, dan lyk dit vir ons asof jy hierdie ongelykheid sien as 'n is gelyk aan en dan gaan ons vir jou punte aftrek. So jy moet vir ons sê, juffrou, meneer, wat ook al, ek weet hierdie is 'n ongelykheid, maar net vir my x-waardes se doeleindes op my getallelyn wil ek net vir jou wys x is gelyk aan minus 1 of x is gelyk aan 4. Alright, dan weet ons die volgende stap wanneer ons kritieke waardes het, is om dit natuurlik op jou getallelyn te gaan skryf. Okay, of te gaan teken. So kom ons gaan teken net gou ons getallelyn daarso en dan kan ons gou vir jy gaan jou kleiner waarde eers skryf. Jou kleiner waarde is natuurlik die minus 1 en jou groter waarde is die 4, okay? En dan gaan jy vir jouself gaan sê, okay, nou gaan ons ongelykheid gebruik. Ons ongelykheid wat nou hierso is, daai ouetjie daarso, okay? Die kleiner as 0 gaan vir my sê, ons weet kleiner as lê hierso binne my twee waardes en groter as lê buite my twee waardes op my getallelyn. Okay. Goed, so omdat dit kleiner as is, kleiner as lê daar en groter as lê daarso. Okay, so omdat dit kleiner as is, gaan my oplossing vir x natuurlik tussen
my 2 x-waardes lê. Goed, so tussen my 2 x-waardes. Verstaan julle dit? OK, julle het dit so geleer. So nou ja, my finale oplossing hierso is dan dat x tussen -1 en 4 lê. OK. Oukies, verstaan ons dit? Daai was jou vangplek gewees. Asseblief onthou, as jy dit moet omruil en dit was 'n minus gewees, dan gaan jy net jou ongelykheid moet omruil en dit gaan natuurlik 'n effek hê van waar jou oplossing gaan lê op jou getallelyn binne tussen jou 2x waardes of buite jou 2x waardes. OK. Goed. En nou kom ons beweeg aan na 1.1.5 toe. OK. Dis die laaste losop vir x vraag. So kom ons kyk net gou-gou na 1.1.5. OK, goed. Nou hierdie oudjies is nog 'n dis definitief 'n geel vraag. Dis definitief 'n groen vraag. Definitief nie 'n geel vraag nie. Dit is 'n vraag wat julle almal moet reg kry. So kom ons kry hom net gou-gou geel. Groen, ekskuus. Groen. Alraight. Kom ons kyk gou-gou hierna julle. Hierdie is vergelykings met vierkantswortels. OK. En hierdie is 'n baie maklike beginsel. So, jou beginsel is kry jou vierkantswortel alleen, OK? Aan die linkerkant of aan die regterkant, kry jou vierkantswortel alleen en dan sodra jou vierkantswortel alleen is, dan kwadreer jy. So wat is jou beginsels? OK, so jou beginsel is jy nommer 1 jy isoleer. OK, so jy isoleer jou vierkantswortel. Oukies, die vierkantswortel is klaar geïsoleer. Dit beteken hy is alleen aan die een kant. Kan julle sien? Weet jy wat was dit nie? Jou vierkantswortel, daar is jou vierkantswortel. Vierkantswortel x minus 2. Jou vierkantswortel is alleen aan die linkerkant. So hy is klaar geïsoleer. So hier's nie ekstra stappe hier nie. Dis hoekom dit 'n groen enetjie is. OK. Daar is nie ekstra stappe nie. So jy isoleer jou vierkantswortel. Dis klaar geïsoleer en dan sê nommer 2 vir ons dan gaan kwadreer jy beide kante. OK. So dan gaan kwadreer jy jou linkerkant en jou regterkant om natuurlik van die vierkantswortel ontslae te raak. Nou kom ons pas gou-gou toe. Nommer 1 is vir ons gedoen. Hulle was baie nice vir ons om die sommetjie maklik te maak. Dit is gewoonlik jou makliker tipe sommetjie, maar nou ja. Goed, so omdat my vierkantswortel klaar geïsoleer is, gaan ons letterlik net dit doen. So ons gaan gou-gou net op ons antwoordblad skryf. Is gelyk aan 4 minus x. So wat 'n mens dan doen julle om van jou vierkantswortel ontslae te raak, is jy kwadreer weerskante. OK, so jy gaan 'n hakkie om hom sit en jy gaan vir my wys ek kwadreer hom. OK, wat gebeur as ek 'n vierkantswortel kwadreer? Die kwadraat en die vierkantswortel kanselleer mekaar uit. So ek gaan hierso net sit met x minus 2. OK, maar nou moet ek aan die regterkant ook kwadreer. OK, so wat ek aan die linkerkant doen van 'n vergelyking, moet ek ook aan die regterkant doen van my vergelyking. OK, julle nou, 'n mens kan altyd die lang manier gebruik. Oukies, ons is nie almal ewe wiskundig aangelê nie. So jy kan gaan en jy kan altyd, onthou dit beteken hakkie maal hakkie, nê? 'n hakkie gekwadreer beteken hakkie maal hakkie. Dit beteken 4 minus x maal 4 minus x. Alright, so jy kan altyd hierdie metode gaan gebruik. Dit maal dit en dan dit maal dit. OK. As dit jou way is om dit te doen, gaan doen dit aan die kant en skryf jou antwoord aan die regterkant. Alright. Maar 'n vinnige manier is jy kwadreer jou eerste term. So jy sê 4 kwadraat en dit gee vir jou 16. OK. En dan kwadreer jy jou tweede term, maar dis belangrik, oukies, dis belangrik om jou teken ook in ag te neem. OK, so jy gaan minus x kwadreer. So minus x kwadraat, met ander woorde minus x maal minus x gaan vir my positief x kwadraat gee. OK. So jy kwadreer jou eerste term, kyk al, jy kwadreer jou eerste term, dit gee vir jou 16, jy kwadreer jou tweede term met sy teken
en dit gee vir jou positief x kwadraat en dan jou middelterm gaan net wees dit gaan wees 4, dit gaan wees dit maal dit, so 4 maal met minus x, okay? En dan maal jy daardie antwoord met 2. So wat is 4 maal minus x? Okay, so 4 maal met minus x gee vir my minus 4x en as ek dit maal met 2 gaan dit vir my minus 8x gee. Minus 8x. Okay, julle. So daar's 'n korter manier. Ons weet ons almal sukkel met tyd in die toets, maar oudjies, as jy vergeet het om hierdie kort manier te gebruik, kan jy altyd gaan en jy kan jou hakkies so gaan uitmaal en jy gaan ook by hierdie kwadratiese 3 term uitkom. Alright, pause die video as jy gou-gou wil kyk of dit die geval is. Dan gaan jy ook hierby uitkom. Goed. Nou kan ons sien ons gaan met 'n kwadratiese 3 term werk gelyk aan 0 want hierso is 'n x kwadraat en daar's 'n 'n x met sy koëffisiënt en dan konstantes. So ons gaan definitief hier werk met 'n kwadratiese 3 term en ons gaan hom moet gelykstel aan 0. Nou okies, nou omdat x positief is aan die regterkant, gaan ons sommer hierso werk. So ons gaan sê x kwadraat. Daar is nie nog x kwadrate wat ons hier gaan bytel of aftrek nie. So x kwadraat is die eerste term van 'n kwadratiese 3 term en nou moet ek gaan werk met my x'e. So daar's minus 8x en daarso is 'n plus x. Oukies, maar wat gaan gebeur? Ek gaan hierdie x, hierdie plus x gaan ek moet oorvat na die regterkant toe. So sy teken gaan verander, nê? Nee. So hy gaan minus x word, so oukies minus 8x en minus nog 'n x gaan vir my minus 9x gee. Alright, goed, so dan gaan ons minus 9x skryf. En dan laastens hierdie 16 wat alreeds hier is. Okay, goed, so met ander woorde, die 16 wat alreeds aan die regterkant is en dan moet ek daardie minus 2 moet ek mos nou oorvat na die regterkant toe ook en dit gaan hom in 'n plus 2 verander, so 16 plus 2 is natuurlik 18. Okay, so ons gaan dan nou 'n plus 18 hê daarso en dan stel ons daai hele kwadratiese 3 term gelyk aan 0. Okay, oukies, dan moet 'n mens altyd eers te kyk as 'n mens met 'n kwadratiese 3 term sit of 'n mens hom nie kan vereenvoudig nie of 'n mens nie deur iets kan deel in al die termes nie en 'n mens kan nie want daar nie 'n koëffisiënt vir x kwadraat is nie. So ons gaan die ouetjie net so moet faktoriseer. So kom ons gaan sê gaga ouetjies. Ek hoop julle sê al in julle koppe dat ons moet sê hakkie maal met hakkie. Okay? Dit is hoe 'n mens 'n kwadratiese 3 term faktoriseer. Okay? En dan sê ons x maal met x gaan vir my daai x kwadraat gee. Okay, goed julle. So as daar ons moet ons tekens ken, as daar 'n minus en 'n plus is in my kwadratiese 3 term, gaan my tekens in my hakkies altyd 'n minus en 'n minus moet wees. Okay, goed. So as dit 'n minus en 'n plus is in my kwadratiese 3 term, gaan dit 'n minus en 'n minus in my twee hakkies wees. En nou moet ons gaan kyk na ons opsies. Ons faktore van 18 en kyk watter kombinasie gaan vir my middelterm gee. Right, so natuurlik 18 maal 1 gaan definitief nie werk nie want dit is albei negatiewe, so hierdie plus daai moet my middelterm van 9 gee. Dit gaan natuurlik dan nou gaan as ons dink aan iets plus iets wat vir my 9 gee, wat albei faktore is van 18, gaan 'n mens definitief gaan sê 6 maal 3. Okay, so ons gaan werk met 6 maal 3 wat vir my 18 gee. Okay, so ons kan 6 insit en ons gaan 3 insit. Okay, want 6 maal 3 gee vir my 18 en omdat albei minusse is minus 6 en minus 3 gee vir my minus 9. Oukies, hoe toets 'n mens vir jou middelterm? Net vir die van julle wat nie weet nie, hoe toets 'n mens of 'n mens reg gefaktoriseer het? Jy gaan sê vir my dit maal met dit gee vir my ek net plek los vir ons toets. Dit maal dit gee vir my minus 3x, okay? Dis 'n vinnige toetsie wat jy kan doen om seker te maak dat jy reg gefaktoriseer het. En dan sê jy ook vir my dit maal met dit. Wat gee minus 6 maal x vir my? Dit gee vir my minus 6x. En wanneer ek daai dan tel julle bymekaar,
Minus 3x minus 6x gee vir my minus 9x en dit is presies wat my middelterm is, minus 9x en dan weet jy, het jou hakies reg gefaktoriseer. Alright, so nou weet ons dan nou, ons kan nou gaan skryf dat x is gelyk aan 6 of x is gelyk aan 3. Alright, goed, okay, so daar het ons nou vir x opgelos en baie van julle sal hierso stop en en dink dat jy al jou punte het. Okay, goed, maar okay, as jy hier stop, gaan jy net 3 uit 4 kry. Okay, jy moet onthou dat wanneer jy met 'n vergelyking werk wat 'n vierkantswortel in het, jy moet gaan onthou om jou finale x-waardes te gaan toets. Okay, so jy moet gaan toets watter of albei van hierdie x-waardes waar is vir my vergelyking. Okay, of slegs een van hulle waar is vir my vergelyking. Alright. So wat 'n mens doen is 'n mens net gou hierdie hierso uitvee want ons het nou nie hierdie maklike wiskunde nou meer nodig nie. Okay, is net so vir so 'n bietjie plek om te gaan toets. So wat jy nou gaan toets, jy gaan toets of jou vergelyking uitwerk met hierdie twee x-waardes. Okay, maar jy gaan doen dit vinnig in jou sakrekenaar. Jy hoef dit nie te skryf nie, verstaan julle? Jy gaan tik nou wat ek vir jou gaan wys, gaan tik jy vinnig in jou sakrekenaar in en as die vergelyking aan die linkerkant, as die waarde aan die linkerkant nie dieselfde is as die waarde aan die regterkant nie, dan is daai spesifieke x-waarde nie die antwoord nie. Okay, of nie 'n oplossing nie. So met ander woorde, kom ons gaan toets net gou. Ek gaan dit net so vir julle skryf. Soos ek sê, julle hoef dit nie toets te skryf nie. Gaan doen dit net fisies op jou calculator. So ons gaan nou 6, ons sê ons nou x is gelyk aan 6. Okay, so dan gaan stel jy x gelyk aan 6 in jou vergelyking in. So jy gaan sê vierkantswortel 6 minus 2, right? As jy nou jou x vervang met 6 en jy gaan sê is gelyk aan 4, dan gaan jy jou x-waarde vervang met 6. So 4 minus 6. Okay, so wat gee 6 minus 2 vir my? Dit gee vir my 4 en 4 minus 6 gee vir my minus 2. Ons weet die vierkantswortel van 4 is 2. Kan julle sien, ouetjies, hierdie vergelyking werk nie uit nie, want 2 is nie gelyk aan minus 2 nie. Okay, so dit beteken dan dat x is gelyk aan 6 is nie 'n oplossing nie. Verstaan julle dit? Okay. Goed, so dan dis al wat jy doen. Jy gaan tik net 6 in x se plek in jou vergelyking en as die vergelyking nie uitwerk nie, dan is x nie gelyk aan 6 nie. Dan sit dit nie een van die oplossings nie, okay? So dan gaan toets ons net gou-gou. Ons gaan nou toets of x, ons gaan nou net vir x insit. X gelyk aan 3 insit. So wanneer ons x gelyk aan 3 insit, so met ander woorde 3 minus 2 is gelyk aan 4 minus 3. So 3 minus 2 gee vir my die vierkantswortel van 1, 4 minus 3 gee vir my 1, die vierkantswortel van 1 is 1. Kan julle sien dat hierdie vergelyking werk uit, 1 is gelyk aan 1 en daarom is my finale antwoord net x is gelyk aan 3. Akies, dis belangrik, anders kry jy net 4 uit 3. Vir hierdie som en 'n mens wil nie groen punte weggooi nie. Okay, nou die laaste som, die laaste gedeelte van die eerste vraag van hierdie vraestel was gelyktydige oplossings. Los op vir x en vir y. Okay, goed. Nou hierdie moet ook, dis ook 'n groen. Dis definitief ook 'n groen. Dit kan ingewikkeld raak, maar hierdie is gewoonlik maklik. Jy los op vir x en y. Okay, goed. Nou kom ons kyk gou-gou hierna, ouetjies. Ons kan sien jy moet nou al in graad 12 weet jou twee metodes wat jy kan gebruik om vir x en y gelyktydig op te los is substitusie en eliminasie. En ons kan sien ons gebruik gewoonlik eliminasie wanneer daar onbekende met sy koëffisiënt dieselfde is in die twee vergelykings. Met ander woorde, as hier 2x is en daar's 'n 2x, gaan dit lekker maklik wees om vinnig van die x ontslae te raak deur die twee vergelykings bymekaar af te trek of op te tel. Okay, maar in die geval kan julle sien, my x se koëffisiënte en die magte verskil en ook my y, so daarom gaan dit nie baie maklik wees om net goed van mekaar af te trek en hulle te elimineer nie. So daarom is die beste metode wat ons hier kan gebruik is substitusie. Okay, so ons gaan
substitusie gebruik. OK, wag net gou-gou julle. OK, substitusie. Ek gaan gou hier uitvee. OK, goed. Goed, so ons gaan substitusie gebruik en dan gaan ons nou vir y of vir x alleen kry in die een vergelyking en dit dan in die ander vergelyking gaan instel. OK, goed. OK, goed. Julle, ek dink actually daar's 'n kans dat ek substitusie verkeerd kon gespel het, maar ons gee nie om nie, OK? Ek is nie 'n Afrikaanse onderwyser nie. Goed, kom ons beweeg aan. Ehm ons gaan nou sê dat ons vir y alleen gaan kry. OK, ons gaan vir y alleen gaan kry, ouetjies, want y is alreeds hy het nie eens 'n koëffisiënt voor hom nie, alright? Hy het 'n -1 voor hom, maar nou ja, ons gaan vir y alleen kry en dan gaan ons vir y die waarde van y dan gaan instel in hierdie vergelyking in. So mens gaan hierso sê dat jou beginpunt is om te sê dat 2x minus y is gelyk aan 5. Oukies, noem dit sommer vergelyking 1. OK, so noem die vergelykings wat vir jou gegee word, vergelyking 1 en vergelyking nommer 2. OK, so vergelyking nommer 2 is dan nou x kwadraat minus y kwadraat is gelyk aan 7. OK, dit noem ons vergelyking nommer 2. OK, dan kan jy vir my gaan sê, OK, in vergelyking nommer 1, gebruik die maklikste vergelyking waar jy die vinnigste vir x of vir y alleen kan kry. So natuurlik, jy gaan vir my sê, kom ons sê maar uit. Kom ons sê uit vergelyking nommer 1. Uit vergelyking nommer 1 gaan ons vir y alleen kry. Goed. So, ons kan vir y, kom ons maak net gou-gou so, ons kan sê y is gelyk aan 2x minus 5. Alright, so wanneer ons vir y alleen kry, kan julle sien, ouetjies, as ons daai y oorvat soontoe, as ons hom oorvat na die regterkant toe, as ons die negatief y oorvat na die regterkant toe, dan word hy positief y. Kan julle sien, positief y gaan dan gelyk wees as ek daai 5 oorvat soontoe, gaan hy minus 5 word. OK, so y is gelyk aan 2x minus 5. Jy kan regtig 'n langer manier gebruik en eers die 2x oorvat en dan om die y positief te kry, kan jy deel deur 'n negatief, gaan al die tekens verander. Jy kan dit ook doen. Oukies, enige manier wat vir jou maklik werk, kan jy doen om vir y alleen te kry. Maak net seker jy kry y is gelyk aan 2x minus 5 wanneer jy vir y probeer alleen kry. En dan noem jy dit waar jy nou vir y alleen het, waar jy vir x of vir y alleen het, noem jy dan nou vergelyking nommer 3, oukies. Julle gaan nou sien hoekom dit belangrik is om hierdie vergelykings so te benoem. OK, goed. Ons doen hierdie al van graad 10 af. OK, gelyktydige oplossings. Alright, so nou dat jy vir y alleen het, nou moet jy die waarde van y in y se plek gaan instel. Kan jy sien, in y se plek in vergelyking nommer 2, gaan jy daai y vervang met wat dit met basies wat dit werd is, wat 2x minus 5 is. So jy gaan vir my gaan sê, stel vergelyking nommer 3, wat ons sopas gekry het, stel vergelyking nommer 3 in vergelyking nommer 2 in. OK, goed. Stel vergelyking nommer 3 in vergelyking nommer 2 in. Alright, so jy gaan nou vir my gaan sê dat x kwadraat minus, oukies, nou hierdie is belangrik, asseblief onthou hierdie beginsel, wanneer 'n mens substitusie doen, dan moet jy dit in hakies doen. OK, so wanneer jy 'n waarde vervang met iets, doen dit altyd in hakies. OK, so na die minus, ons wil vir y vervang, so jy gaan jou hakie maak, en dan gaan jy, wat is die waarde van y? Dit is 2x minus 5, so jy gaan in die hakie, gaan jy nie weer y skryf nie, jy gaan skryf 2x minus 5, jy gaan jou hakie toemaak, en dis y kwadraat, so jy moet jou hakie gaan kwadreer, en dan moet jy hom gelykstel aan 7. OK, so dit is hoe substitusie werk. OK, goed, nou, kan julle sien, het ons net x'e, ons het nie meer y's nie.
So ons gaan vir x eerste kan oplos en dan 'n waarde van y gaan kry. Okay, goed, oudjies, so nou net vir beginseldoeleindes, oudjies, want in matriek maak julle nog hierdie beginsel fout. Gaan ek eerste daai minus inmaal of gaan ek eerste die kwadraat toepas? Oudjies, die kwadraat kom eerste. Jy gaan eerste jou kwadraat toepas en die antwoord van 2x minus 5 kwadraat gaan jy nog in 'n hakie los en dan gaan daai minus gaan dan al die tekens in die hakie verander. Alright, so kom ons doen dit. So x kwadraat, jy los vir eers jou minus daar. Jy los vir eers jou hakie daar. Want die antwoord van 2x minus 5 kwadraat gaan hier in die hakie moet inkom. Alright, nou kom ons werk dit gou-gou uit, julle. Nou julle kan mos nou altyd gaan en jy kan gaan sê 2x minus 5. Okay, en dan ook maal met 2x minus 5. Okay, nou dan kan jy dit so gaan uitmaal, julle weet hoe dit werk. Dis die lang manier om dit te doen, maar ek het net nou vir julle gesê, jy kan net gaan en jy kan sê 2x gekwadreer gee vir my 4x kwadraat. Los 'n bietjie spasie oop vir jou middelterm en dan gaan jy vir my minus 5, oudjies, minus 5 kwadraat. Minus 5 maal minus 5 gaan vir my positief gee. 5 maal 5 gee vir my 25, okay? En dan jou middelterm gaan natuurlik wees dit maal met dit. So 2x maal met minus 5 gee vir my minus 10x en dan moet ek dit maal met 2. So dit is dan minus 20x. Oukies, dis 'n korter manier om dit te doen, maar as jy hierdie stapie wil insit, is jy meer as welkom en dan gaan jy ook kry 4x kwadraat minus 20x plus 25. Right, kan julle sien hoekom hierdie ouetjie in hakies moes gebly het? Want jy het eers die kwadraat uitgesort en nou gaan jy jou minus uitsorteer. So dit gaan dan wees x kwadraat. Nou gaan daai minus wat voor die hakie is, gaan die teken verander van alles binne die hakie. So dit word dan plus 20x en dit word dan minus 25. Okay. Goed, julle. So nou kan ons aanbeweeg. Ons kan gelyksoortige terme, ekskuus, dit moet alles, dit is gelyk aan 7 en dit is gelyk aan 7. Goed, moet asseblief nie van jou vergelyking vergeet nie. Goed, so nou kan ons gelyksoortige terme bymekaar tel. En ons kan daai 7 natuurlik oorbring. So ons gaan sê x kwadraat minus 4x kwadraat, dit gaan natuurlik wees minus 3x kwadraat, okay? Minus 3x kwadraat. Daar is nie nog ander x'e nie, so ons gaan net sê plus ons 20x, okay? En dan natuurlik, okay, wanneer ons daai 7 oorvat soontoe, gaan hy 'n minus 7 word. So minus 25 minus 7 gaan minus 32 wees. Okay, is gelyk aan 0. Kan julle sien kwadratiese 3-term? Nou wanneer ons 'n kwadratiese 3-term wil faktoriseer, soek ons nie 'n negatief vir ons koëffisiënt van x kwadraat nie. So ons moet natuurlik nou eers gaan en ons moet gaan jy kan maal, jy kan skryf maal of deel deur -1. Okay, so om al hierdie tekens te verander, dis net omdat ons nie 'n negatief soek wanneer ons 'n kwadratiese 3-term wil faktoriseer nie. So al die tekens gaan verander wanneer jy dit doen. Minus 20x plus 32 is gelyk aan 0. Kyk goed, daar het al my tekens nou verander en nou kan ek faktoriseer wanneer die koëffisiënt van x kwadraat is positief. Okay, en ouetjies, wanneer daar 'n koëffisiënt is, moet jy altyd gaan kyk of jy nie die kwadratiese 3-term of daar nie 'n gemeenskaplike faktor is waarmee jy kan deel om hom meer eenvoudig te maak nie en nie alles is deelbaar deur die koëffisiënt van 3 nie, so jy gaan hom net so moet faktoriseer en dan kan jy vir my ons weet wanneer ons 'n kwadratiese 3-term faktoriseer, gaan sê ons hakie maal met hakie is gelyk aan 0. Okay, so dis nou wat eintlik 'n bietjie moeiliker raak wanneer daar 'n koëffisiënt van x kwadraat is. So dan moet jy nou ongelukkig gaan sê 3x maal met x is nie net x maal x nie, nee, 3x maal met x gaan vir my 3x kwadraat gee en dan ons tekens julle. Dis weer eens 'n minus en 'n plus, so dit gaan 'n minus en 'n minus in my twee hakies moet wees as dit 'n minus en 'n plus in my kwadratiese 3-term is. Nou moet ons net vir mekaar gaan sê
wat maal wat gee vir my 32, waarvan as ek dit hier gaan insit en toets vir my middelterm van -20, dat ek dit sal kry. So ouetjies, ek gaan julle so 'n bietjie uithelp hier. Hierdie kan nogals 'n rukkie vat in jou eksamen, maar 8 maal 4, 8 maal 4 gee vir jou 32. Okay? En dan wanneer ons dit hier gaan insit, gaan dit vir jou 20 gee. Maar die 8 gaan hier moet kom in jou eerste hakie en die 4 gaan dan in jou tweede hakie moet kom. Okay? Want jy gaan dan sien dat wanneer jy hulle met mekaar of wanneer jy gaan toets vir jou middelterm, gaan hy uitwerk. Okay? So wanneer jy gaan sê 3x maal met -4, gaan jy -12x kry. Okay, dis nou om te toets vir jou middelterm of jy reg gefaktoriseer het. Okay? En dan wanneer jy daai twee met mekaar gaan maal, dan kry jy -8x. OK. En dan wanneer jy daai bymekaar gaan tel, dan kry jy -20x en jou middelterm is -20, so jy weet jy het reg gefaktoriseer. So 3x - 8 in die een hakie en x - 4 in die ander hakie is perfek reg. OK, oukies, nou dit kan julle doen hierdie in potlood veral as daar 'n koëffisiënt vir die x² is, totdat jy getoets het vir jou middelterm en jy het hom reg gekry, dan kan jy eers verder aanbeweeg. Okay, so oukies, nou het ons hakkie maal hakkie gelyk aan 0. So ons gaan die een hakkie gelykstel aan 0. So ons gaan sê 3x - 8 is gelyk aan 0. Okay, of ons gaan sê x - 4 is gelyk aan 0. Okay, natuurlik, so ons vat die 8 oor, 3x is gelyk aan 8. En wanneer ons weerskante deel deur 3, dan gaan ons kry dat x gelyk is aan 8 oor 3. Hierso kry ons x is gelyk aan 4 deur hom slegs oor te vat. Oukies, kan julle sien, daarso het ons twee x-waardes gekry. Okay, nou, onthou dis los op vir x en y. So as jy jou twee x-waardes het, moet jy jou twee y-waardes gaan kry. En hoe gaan ons twee y-waardes kry, oukies? Jy gaan stel x gelyk aan 8/3, of x gelyk aan 4. Gaan stel jy in jou heel eenvoudigste vergelyking in julle. Wat is jou heel eenvoudigste vergelyking? Jou heel eenvoudigste vergelyking is die een waar jy jou een onbekende geïsoleer het. Kan julle sien dat as ek hierso in hierdie vergelyking y is gelyk aan 2x - 5 vir x vervang met 'n waarde, gaan ek dadelik die y-waarde kry. So jy gebruik jou maklikste vergelyking wanneer jy dit doen. So y is gelyk aan 2x - 5 is die een wat ons gaan gebruik. OK. Dan gaan jy vir my gaan sê, stel x gelyk aan 8/3. Ja, of x gelyk aan -4 in vergelyking nommer 3. En dis jou makliker vergelyking, OK? Onderstreep dit sodat ek weet wat jy gaan doen en dan gaan stel jy hom vir my in. So jy gaan dan vir my sê y is gelyk aan dis 2. OK, dan vervang ons mos nou x met 8/3. OK, en dan is dit dis -5, -5. Right? Is dit reg? Ja, 2x - 5. OK. Of dan gaan sê jy y is gelyk aan 2, wat is x se waarde? My tweede x-waarde is 4. Kan julle sien? Dan sal ek net x gelyk aan hulle waardes in die maklikste vergelyking in, en as julle dit intik in julle sakrekenaars in, dan gaan julle julle antwoorde kry. OK, goed. So oukies, dit gaan vir jou gee dat dit gaan vir jou 'n derde gee hierso. Wanneer jy dit intik op jou sakrekenaar en dan dat y gelyk is aan 'n derde of dat y gelyk is aan 2 maal met 4 gee vir jou 8 en 8 - 5 gee vir jou 3. So y is gelyk aan 'n derde. So wanneer x gelyk is aan 8/3 is y gelyk aan 'n derde, en wanneer x gelyk is aan 4 is y gelyk aan 3. Alright. So oukies, dit is hoe 'n mens dit doen as 'n mens dit jou merker regtig baie gelukkig wil maak, oukies, dan trek jy so 'n tabelletjie aan die einde van dit.
en dan gaan som julle vir ons op wat julle finale gevolgtrekkings is. Gaan ons net na hierdie blokkie toe en as jou waardes reg is, dan ja, dan kry jy sommer al jou punte hierso. So jy gaan sê vir my, so as x gelyk is aan 8 op 3, is y gelyk aan 1 op 3, of as x gelyk is aan 4, dan is y gelyk aan 3. OK, kan julle sien? So as julle dit vir ons gaan doen, kan ons die x'e bymekaar sien en die y's gelyk bymekaar sien en dan kan jy ook lekker vinnig jou antwoord kry. OK julle, dit was dit vir vraag nommer 1. OK, dit is baie maklik, hierdie substitusie is baie maklik, maar julle moet dit oefen. Ek weet julle fokus baie keer net op die moeilike werk en dan kom julle in die toets en dan verloor julle hierdie maklike groen punte en dit is omdat julle nie kan julle sien hoe baie werk hierdie maar eintlik is vir slegs 5 punte. OK, so julle moet oefen, julle moet hierdie maklike werk oefen om dit vinnig te kan doen in die toets sodat jy al hierdie werk kan doen en ook reg kan doen.